wanneer jy uitspan, by Pretoria en Bloedrivier. Trek al die Afrikaner harte, maar dat wees weer, gee hul liefde. Ons het gereken, die jaarcijfer is 1938. Nou zal ons gaan feest vieren. Maar onze barmhartige God het niet een feest gegeven nie, maar een herleving. Dit is een wonder in ons oë. Ons zien dit, maar ons doorgrond dit niet. So het die digter Tosius die herdenkingstrek van 1938 beskryf. Hierdie trek wat in nederigheid op 8 Augustus daardie jaar sou begin het, maar op die dag reeds 25.000 mense in die strate van Kaapstad vergader het. Die 2 Ossewaans wat vanaf Jan van Riebeeck se standbeeld vertrek het, sou uiteindelik 10 word. Die enkele beplande trekroete sou vermenigvuldig, sodat die waans die ganse Suid-Afrika deurkruis het. In 100 jaar na die groot trek het die Afrikaner volk bymekaar gekom om sy verlede te herdenk en so weer homself te vind. Op Goodwood het Dr. N.J. van der Merwe na die voortrek verwys. Omtrent die eerlike doel van die groot trek was daar nooit geskille onder die trekkers self nie. Oor die ideaal van vryheid was hulle dit roerend eens. Oral deur op die herdenkingstrek sou die Afrikaner ook sy kultuurgoedere herontdek. So is daar musiek gemaak op Stellenbosch. Soos die trek deur Suid-Kaapland gevorder het, so het die geesdrif toegeneem. Met die hulp van die radio het die trekgees die hele land oorspoel. Na soveel jare van onderdrukking en broedertwis het dit weer tyd geword dat die boerevolk na vore kom, om weer as volk herkend te word. Die volk was skielik nie meer skaam om as Afrikaners gekend te word nie. Emosionele bande met die verlede is weer herstel. Vroue het nagte deurgewerk om pragtige voortrekkerrokke te maak. By die aanskou van die waas het die vrouens dieselfde rokke met die waaolie besmeer. Op die groot trek is die kinders langs die Ossewaans sonder kerk gedoop. In 1938 het die volk uit eie wil hul kinders na die nederige waans gebring om gedoop te word. Talle jong paartjies het op die trekroete getrou. Op die wyse het die volk nie net sy verlede herdenk nie, maar het hy hom ook tot sy toekoms verbind. Want die gesonde gesin is die kern van elke lewenskragtige volk. Gedurig deur op die trekroete het die Afrikaner volk se afhanklikheid van die almagtige God ter sprake gekom. Spreker na spreker het oor hierdie verhouding gepraat. Die trekleier Henning Klopper het vroeg op die herdenkingstrek reeds gesê: Ons is 'n volk, is deur God geroep
uit al die nasies van Europa om 'n volk te vorm. En daardie nasieskap is uit God gebore, is van hom ontvang en dit kan alleen voortgezet word, suksesvol in sy naam en tot sy eer. Die Afrikaner volk moet aan God verkleef bly of hy moet vergaan. Terwyl die Ossewaans weer diep spore in die volkslewe getrap het verskillende redenaars die Afrikaner oor die betekenis van sy verlede toegespreek. Reguit en eerlik. Dominee G. Du Plessis van Riversdal. Die voortrek was die begin van 'n nasionale ontwaking. 'n Betekenisvolle mylpaal in die geskiedenis van 'n volk wat gereed was om die grootste stoffelike opofferinge te maak ten einde sy siel te behou. Dominee G.D. Worst. Dis 'n boodskap van 'n edele geslag van onwankelbare, alles durvende, geloofshelde en heldinne. Manne en vroue wat sover dapperheid, aanhou en uithou vermogens gaan, ongeëwenaard staan in die ganse geskiedenis van die wêreld. 'n Geslag wat in 'n land van wemelende swartes en blanke ras gebly het en wie se handelwyse altyd blank en opreg was. Tini van Skoor. Ons wil vertrou dat die klop van die Ossewa wiele die Afrikaner wakker gemaak het om vir homself te dink en te sien waar die pad van Suid-Afrika lê en om te vind, te soek waar hy hom bevind en welke rigting hy gaan, of hy koers hou al dan niet. Op plekke soos Slagtersnek is die volk herinner aan die keuse wat die Afrikaner deur sy ganse geskiedenis in die gesig staar. Verzet of ondergang. So was talle bakens van die verlede en hulle betekenis herontdek. Elkeen van die bakens het 'n verhaal van bittere besluite wat geneem moes word, van offers wat gebring moes word. By Pieter Tief se graf kom die volk weer onder die indruk van die duur prys wat hulle voorouers vir Noord-Natal betaal het. Van die gevare verbonde aan 'n Indaba wat in kinderlike vertroue gehou word. By die Vrouemonument in Bloemfontein het mevrou president Steyn haar seënwense oor die trek uitgespreek. Ek wens julle alles seën toe en alles van die beste. In hulle duisendtalle het die Vrystaaters die Waans verwelkom. Feesgangers het die Vrystaatstadion volgepak. By die geleentheid het Vader Kestels sy oproep tot die volk gedoen om geldelik by te dra om hulle verarmde mede-Afrikaners te help. So is die reddingsdaadfonds van stapel gestuur. Maar die reddingsdaad moet daarin bestaan dat het nie 'n reddingsdaad moet wees, het gawe toedeel aan mense, maar dat het 'n reddingsdaad moet wees waardoor die wat reddeloos is, hulle self kan red. Bloemfontein se stadsvaders het verseg om een van die strate van die stad te vernoem ter ere van die herdenkingstrek. Na hierdie onvriendelike gebaar kon die trekleiers ook nie van die stadsraad se osse gebruik maak nie. Afrikaner vroue en dogters het uiteindelik self die Waans deur die Vrystaatse hoofstad getrek. Een deel van die trek het vanuit die Vrystaat ooswaarts geswenk om weer, soos 100 jaar gelede, 'n tog oor die Drakensberge aan te pak. Aan die ander kant lê die land van Natal, 'n land van hoop op voorspoed, van vergesigte en vrugbare valleie. 'n land deurdrenk met voortrekkerbloed. Die eerste bestemming was Pietermaritzburg se historiese kerk. Die eerste paaiement van 'n verbond wat die boerevolk met die almagtige God aangegaan het. In ootmoed en nederigheid herdenk alle ware Afrikaners vandag nog
die gelofte van Bloedrivier. Hier staan wij voor een heilige God van hemel en aarde, om in gelofte aan hem te beloven, als hij met zijn bescherming met ons zal wezen, en onze vijand in onze hand zal geven, dat wij die dag en datum elke jaar als een dankdag, zoals een Sabbat, zal doorbrengen. En dat wij een tempel tot zijn eer zal stichten, waar het hem zou behagen. En dat wij aan onze kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de eer van zijn naam zal daardoor verheerlijkt worden, dat de roem en de eer van overwinning aan hem zal worden gegeven. Op 16 december 1938 het een deel van die trek 'n hoogtepunt bereik, deur die hoeksteenlegging van die Bloedriviermonument deur dominee Paul Nel, die eerste voortrekkerseun wat predikant geword het. 40.000 toehoorders het ook by hierdie geleentheid, soos telke male van tevore op die trekroutes, van verskeie sprekers verneem dat die volk nooit kan bekostig om die voortrekkers se ingesteldheid op rassuiwerheid en die vryheidsideaal te verloon nie. Intussen is die hooftrek oor die Vaalrivier, waar die Waans geestdriftig in Potchefstroom ontvang is. Dit was Hendrik Potgieter se dorp en hierdie was Potgieter se mense. Dit was hier in die jaar 1880 dat veldkornet Piet Bezuidenhout geweier het om belasting te betaal aan 'n regering wat hy nie as sy wettige owerheid beskou het nie. Daarmee het hy regstreeks aanleiding gegee tot die Eerste Vryheidsoorlog. Kent gij dat volk vol heldenmoed en moed? Die digter Tosius levert die hoofrede, waarin hy die herdenkingstrek tot dusver opsom. Omdat die Ossewaans dan ook van Kaapstad vertrekken, door ons monumentale bergen en glansbewoe vlaktes, is hulle omgolf door die vlammende liefde, geestdrift en opgewondenheid van een ganse natie. Die massa's wat versteend gelijk het, is golvende, spelende, jubelende levenszee geworden. Na 'n lang droogte het die Here uitkoms gebied. En die waans van die hooftrek het nou die Witwatersrand in die reën genader. Daar was 'n gevoel van afwagting. Hoe sou die goudstad die waans ontvang? Binnentrek van Johannesburg was 'n triomftog. Belangstellendes het in hulle duisendtalle die reënweer getrotseer in die strate van die middestad volgestaan. In dieselfde strate waar Afrikaners vroeër hulle skoene deurgeloop het op soek na werk, waar hulle by bykans elke deur weggewys is omdat hulle nie die Britse taal kon praat nie. Dit was nie arm blankes wat die Ossewaans ingewag het nie, maar stadsafrikaners wat kon spog met eie skole, eie koerante en eie sakeondernemings. Op Brixton Kopie het die mense uiteindelik by mekaar gekom waar dominee SP van der Walt die sowat 50.000 feesgangers toegespreek het. Ons voorgeslag was gedetermineerd om die Afrikaner volk as 'n eie, selfstandige en aparte nasie te handhaaf, wat maar net een tuiste het
Suid-Afrika. Ons mag dit nie verswyg nie, sonder om skuldig te wees aan 'n ernstige misdaad. Die trekker was gebore in vryheid, was gewoon aan vryheid, was in sy siel altyd vry. December 1938, Pretoria. Die stadsklokke en kanonskote het die trek begroet. Die ou staatskoets van president Kruger het die waans na die Kerkplein begelei, waarna die optog vertrek het na Stasieplein, waar die Kruger standbeeld destyds gestaan het. 'n skare van 12.000 mense het alle beskikbare ruimte om die standbeeld volgestaan. Na 'n kraanslegging was daar 'n uitvoering deur die gesamentlike kore van die ATKV, die Pretoria se koor, as ook 400 skooldogters. Intussen het die voortrekkerbeweging op 'n skouspelagtige wyse 'n bydrae tot die feesvieringe gelewer. Met fakkels wat so ver as Kaapstad aangesteek is, het die Afrikaner jeug dwars oor die land gehardloop om die vryheidsvlam betyds af te lewer vir die hoeksteenlegging van die voortrekkermonument in Pretoria. Die vlam steeds in die monument as symbool van die Afrikaner se vryheidsdrang. Op geloftedag 1938 het 200.000 mense die hoeksteenlegging van die voortrekkermonument bygewoon. Hierdie geleentheid het dan ook die hoogtepunt van die herdenkingstrek gevorm. Op die lippe van iedere en elk was daar die woord Republiek. 'n vrye en 'n onafhanklike staat vir die Afrikaner volk. Die vorige aand het J.A. Grybe, hoof van die voortrekkers, soos talle ander sprekers voor hom, die ideale van die groot trek in perspektief geplaas. So die Afrikaner vanaf die begin van sy verblyf in Suid-Afrika uiting gegee aan 'n begeerte om homself te regeer op 'n wyse wat pas by sy eie volksaard. Toe hy die Kaapkolonie verlaat het, was sy hoofdoel in die eerste instansie nie so seer om die vaandel van beskawing benoorde die Oranje en Vaalriviere te kom ontplooi nie. Hy was wel beskaver van die binnelande, maar hierdie beskavingsdaad het vanself plaasgevind, omdat hy as beskaafde mens op 'n beskaafde wyse in die noorde kom woon het. 3 vroue, direkte afstammelinge van die voortrekkers, sou die hoeksteenlegging waarneem. 'n afskrif van die traktaat tussen Retief en Dingaan, die gelofte van Danskraal en die Klopperbybel is as oorkondes in die hoeksteen geplaas voor die steen self gelees.
11 jaar later sou 500.000 volksgenote weer hier by mekaar kom vir die onthulling van die Voortrekker Monument. Symbool van 'n blanke volk se wil om op die vasteland van donker Afrika te oorleef. Ek wil jou vra wanneer jy uitspan by Pretoria en Bloedrivier. Trek al die Afrikaner harte wat daar fees weer. Gee hul liefde en plesier. Laat ons dink aan jou verlede en gebede. Jy is meer